In vorige week het ons 'n bietjie stil gestaan by die sondeval. Ons het gekyk na hoe die skepingsorde van God omvergewerp is deur die sondeval. Ook gekyk oor hoe dit die verhouding tussen man en vrou versteur het en ook die genade wat daarmee gepaard gaan. Vandag wil ons so 'n bietjie stil staan en kyk by die sondeval en wat is die natuur van die mens na die sondeval. Ons hoor verskillende uitsprake ook van die paus onder andere, maar hoe moet ons as gelowiges wat die Bybel getrou lees, die sondeval kyk en dan kyk na onsself, na ons medemens en sê, dit is die aard van die mens, dis maar hoe ons is. Ja, en dis 'n kritiese vraag, dis baie belangrik en dit het baie praktiese implikasies, want hoe jy die natuur van die mens beskou na die sondeval, bepaal wat jy dink van verlossing en hoe verlossing werk. En dit bepaal jou lewens- en wêreldbeskouing. Dit bepaal hoe jy na die wêreld kyk, want die wêreld is vol van hierdie mense wat 'n bepaalde natuur het. So die Bybel is baie duideliker oor wat die natuur van die mens is. Christus, God sê natuurlik vir Adam en Eva, as jy van die vrug eet, sal jy sekerlik sterwe. En nou weet ons, toe die mens in die tuin was, het hy vrye toegang gehad tot die boom van die lewe. Met ander woorde, langs die weg van geregtigheid kon Adam en Eva teoreties vir ewig lewe. Sou hulle nooit gesondig het nie en gehoorsaam gebly het, kon hulle vir ewig lewe, toegang tot die boom van die lewe. Na die sondeval word hulle verwyder uit die tuin uit, en nou baie mense wonder waaroor gaan dit, as God sê jy sal sekerlik sterwe, en dan sterwe hulle nie. Die realiteit is, hulle doen. Hulle begin eintlik van daardie oomblik af. Is nie onmiddellik nie, maar van daai oomblik af is hulle sterflik. So dis die een effek, is dat die mens is sterflik, buite die tuin sonder toegang tot die boom van die lewe, is hulle nou stelselmatig besig om te sterf. Die natuurlike geneigtheid van die skepping is om te neig van orde na chaos, gaan agteruit, is aan verganklikheid onderworpe, soos Romeine 8 sê. En dan is daar die ander belangrike element daarvan, en dit is dat die mens geestelik sterwe. So fisies word hy sterflik, en dis nogal ook belangrik om te besef dat die fisiese is maar 'n uitdrukking van die geestelike realiteite. En so is die mens geestelik nie stikkend nie siek nie, die mens is geestelik dood. En dit lig ons in terme van die verlossing, in terme van hoe 'n mens verlos word, hoe jy gered word. As ons by Romeine 3 byvoorbeeld kom, en die kykers kan gerus Romeine 3 gaan lees daar van vers 10 af, hoe dit verduidelik wat die natuur van die mens is, aanhaal uit Psalm 14 ook, wat dieselfde sê, dat die mens, dat daar niemand is wat goed doen nie, selfs nie een nie, niemand is regverdig nie, niemand kan God soek nie, en Romeine 3 vers 23 sê uiteindelik, almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. So die mens het uit homself uit geen vermoë om God te soek nie, geen vermoë om homself te verlos, om homself te red nie. Dis 'n genadegawe van God deur die verlossing van Christus. Dis waarom Christus nodig is. Dis waarom die verlossingsgeskiedenis se hoogtepunt moes eindig by Christus se volmaakte offer en sy versoeningswerk. En ons kan geen bydrae daartoe lewer nie. Ons kan nie iets verdien nie, ons kan nie 'n persentasie bydra tot ons verlossing nie. Dis maar die beeld wat altyd gebruik word, dis nie 'n ou wat besig is om te verdrink in die water, wat in die bootjie gehelp word, en hy klim in, terwyl jy hom help inklim. So dis nie Christus wat iemand uit die water uit kom optrek, wat sy samewerking gee om in te klim nie. Dis 'n lijk wat op die bodem van die see lê, wat uitgeduik word en lewe gegee word. Dis die toestand van die mens. En dan is dit uiteindelik, dan moet dit ook 'n Christen se lewens- en wêreldbeskouing wees. En dit maak 'n reuse verskil in hoe jy kyk na die wêreld, want mens hoor dit baie, volg jou hart, vertrou net jou hart, terwyl die Bybel sê die hart van die mens is boos. Moenie jou hart volg nie, volg die woord van God, dis goeie raad. Toets jou hart. Natuurlik, wie herskep is na die beeld van God in Christus,
is die Heilige Gees besig om jou stelselmatig weer te herstel, en al hoe meer elke dag, hoe langer hoe meer na die beeld van Christus, om al hoe meer so te lyk. Maar ons sal dit nooit volmaak in hierdie lewe reg kry nie. Maar die gelowige kyk na die wêreld en na die mensdom en sê, inherent is die mensdom nie goed nie. Inherent is ons boos. Is ons kinders van die toorn, soos die Bybel ook vir ons sê, is ons almal ontbreek aan die heerlikheid van God. En eers wanneer die Heilige Gees die geloof in ons werk en ons die verlossing van Christus het, dan begin hy daardie beeld in ons herstel. Maar dit beteken effektief om 'n realistiese beskouing op die wêreld te hê. En mense verstaan dit baie keer ook verkeerd om te dink, maar as die mens inherent boos is, dan sou hy mos nou permanent rondgeloop het en bose goed gedoen het. Maar dis nie heeltemal hoe dit werk nie. Daar is sosiale strukture wat mense inperk, so dit selfs mense wat nie wederbaar is nie en wat nie 'n heiligmakingsproses ondergaan deur die werking van die Heilige Gees nie, wat nog in 'n sonde vasgevang is, selfs hulle loop en doen nie net boosheid heeldag nie, want daar is sosiale strukture wat ons verhoed om dit te doen. Genade. En daar's genade wat ons verhoed om dit te doen. Maar in die hart van die mens was dit nie vir daardie strukture nie, was dit nie vir ander mense en wat hulle sou doen in reaksie op ons sonde nie, sou ons nie geskroom het om 'n stapeltjie geld op te tel wat iewers rond lê nie. Ons sou nie geskroom het om onsself oor te gee aan ons seksuele sondes en begeertes, of wat ook al die geval mag wees nie. Om so te kyk na die wêreld is realisties. Is nie hopeloos nie, want ons glo in die verlossing van Christus en ons glo in die verkondiging van die evangelie en ons glo in die koninkryk van God wat groei en wat opgebou word en sy invloed laat geld. So dis nie 'n hopelose situasie, dis net realisties om te weet die mens is inherent boos. Dis eintlik 'n aangename verrassing wanneer iemand reg optree. Nee, wonderlik. Nee, om net daarby aan te haak ook. Ek wil net hierdie opmerking maak. Ons sien dit ook in vandag se tyd, soos wat, hoe kan 'n mens sê, die institusionele invloed van die kerk en ek praat nou van die Christelike kerk. Kom ons sê van Christus se koninkryk. Hoe so ver soos wat dit ondermyn is in die weste sedert die seksuele revolusie in die 1960s, kan ons sien hoe die natuurlike aard van die mens lyk. Ek meen, daar was nou, ek het op sosiale media gesien met die Pride Parade in San Francisco. Die klas van goed sien jy, so ons as Christene waar die westerse wêreld al deurweek is, met 'n Christelike wêreldbeskouing, Christelike waardes, Christelike stelsels, sosiale strukture, is dit moeilik om te glo. Maar ons kan nie nou meer daarteen stry nie, want soos wat die strukture ondermyn word, begin die natuur voor ons oë af. Ons sien die boosheid na vore kom en eintlik oorweldige mense eintlik. En dis die realiteit uiteindelik. Realistiese Bybelse lewens- en wêreldbeskouing is een wat sê dit is die natuurlike gang. As alles net gelos word, is dit waartoe dit gaan. Ons werk is om aktief daarteen, en dit gaan 'n aktiewe stryd wees. Dis 'n aktiewe stryd van die kerk om die instellings te vestig wat ons in toom hou, om die strukture te vestig, die gesinsstrukture te vestig, Bybelse strukture te vestig, verbondstrukture te vestig, wat ons in staat stel om 'n ander kultuur in te suur en deur te leef in ons gemeenskappe en ons samelewing. Baie dankie.